Bid saam. Ons Vader in die hemel, ons is weer eens dankbaar, Here, vir nog 'n geleentheid om hier saam in die naam te vergader. Here, ek wil bid vir elke mens in hierdie diens vanoggend. Elkeen van ons het 'n storie. Ons het nou vanoggend vir Willem gebid vir sy verjaarsdag, Here. Hier's ander van ons wat siek is. Baie van ons is bekommerd oor goeders, Here. Sommige van ons is dalk depressief, op die punt om moed op te gee, Here. Daar's soveel stories. Party van ons is net moeg, Here. Ons is moeg vir sukkel, moeg vir drama, moeg vir nonsens, Here, maar U het gesê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en U sal vir ons rus gee. So help ons, Here, om U te vertrou. Loop tog hierdie pad saam met ons en leer ons. Ons wil soos klei wees in die pottebakkers hande, Here. Ek wil bid van vanoggend se diens, ek wil bid dat U ons gedagtes gevange sal neem, sodat ons die boodskap sal verstaan. Help my ook om dit sinvol oor te dra, soos wat U dit wil. Gee aan my kalmte van gees en hierdie hart vir my wat so klop, dit sal rustig raak, sodat ek gefokus kan bly op die taak wat U my opgelê het, Here. Amen. En ons het laas Sondag 'n boodskap gehoor oor wedergeboorte. Onthou julle dit? Nou, Willem was hier, so is nou baie mense wat nie laas Sondag hier was nie. Dit het my geïnspireer om die hele konsep van wedergeboorte so 'n bietjie dieper te bespreek, want ek het eers laat in my lewe agtergekom dat ek dit heeltemal verkeerd verstaan. Soos wat die mense wat nou baie goed bedoel en pragtige mense is, het aan my verduidelik het dit my so 'n bietjie die mekaar gehad. En toe het een slim oomie eendag vir my verduidelik hoe dit eintlik is. Iemand wat die kultuur en goeders van die dag bestudeer het en regtig instudeer daarin. Hy het vir my gesit en vir my verduidelik. En toe vir die eerste keer dat ek verstaan waaroor dit gaan, en daar so baie goeders oopgegaan in die Bybel. Deur dit so, ek sê weer, hierdie is 'n moeilike boodskap. So jy sal moet byhou, dit gaan dalk 'n bietjie lank raak. So hou maar net 'n bietjie by. Ons het al soveel dinge geleer en daar is so baie kosbare Bybelse beginsels wat so oor die jare aan ons oorgedra is, nee. Goeders wat reg is en goed is, maar ons aanvaar dit en ons glo dit, maar ons verstaan nie altyd lekker hoekom dit so is en waar kom dit vandaan, en ons ken nie die storie agter die storie. Nou, ek wil vandag probeer om dit so 'n bietjie makliker te maak. So kom ons kyk. Hier gaan ons. Kom ons doen eers so 'n bietjie van 'n inleiding. So 'n bietjie terug aan skoolwerk toe. As enige iemand van ons na 'n stuk literatuur kyk, dis nou 'n brief of 'n stuk wat geskryf is of 'n opstel, dan is daar 'n paar vrae wat ons onsself moet vra om die ding te kan verstaan in konteks, nee. Julle het dit op skool geleer. Dis so dit is. Ons moet vra soos wie dit geskryf, aan wie is dit geskryf, en hoe sou die mense aan wie dit geskryf is dit verstaan het. Dit is nou nie vir my om te sê, ek verstaan dit so en so nie. Hoe moes die mense aan wie dit geskryf is, die rede vir die skrywe, hoe moes hulle dit verstaan het? En dan die volgende ding is, wat ons geleer het, is wat enige wyse van spreuke, julle weet wat beteken dit? Is daar idiome, is daar beeldspraak? Beeldspraak wat eie is aan die kultuur van die woord. So as ons oor 500 jaar 'n brief kry van iemand wat praat van ringtones en selfone en goeders, dan gaan die mense van daai tyd nie verstaan wat daar gesê is nie. Dit is maar net 'n konsep. So wanneer ons die Bybel in sy geheel beskou, dan sien ons 'n paar temas, of boodskappe of lyne wat so reg deur die Bybel loop soos 'n goue draad, nee. Eerste tema wat uitstaan, wat ons almal nou goed ken, is die tema van liefde. Die Bybel is 'n boek van liefde. Partykeer raak die Bybel bietjie rof, maar oor die algemeen die oorheersende gedagte is God se liefde. God se liefde vir die mensdom en wat hy alles gedoen het om 'n verhouding met die mens te kan staan. Eerste vers wat tot gedagte kom is Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Julle ken nie dit, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit spreek van liefde. Die tweede tema wat soos 'n draad deur die Ou Testament loop,
wat ek nooit geweet het nie, ek het dit eers ook laat uitgevind, is die tema van 'n huwelik. Die Bybel gaan nogal oor 'n huwelik. Dis 'n huwelik waarin God die beeld van huwelik gebruik om sy hartsbegeerte bekend te maak. Dis duidelik dat hy homself met die mens wil verenig om 'n verhouding met ons te kan staan. Dit is waar die tema van huwelik vandaan kom. En baie van die goeders wat in die Bybel geskryf is ook rondom die tema van die huwelik. Maar dis 'n boodskap vir 'n ander keer. En dan kry ons in die Nuwe Testament te doen met die tema om uit God gebore te word. Dis nou waarmee ons laasweek te doen gehad het. 1 Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Okay, so dit gaan ons tema van vandag wees, is uit God gebore, of is wedergebore. Nou op college het hulle ons geleer dat 'n mens meer inneem en beter verstaan as jy nie net hoor nie, as jy so 'n bietjie meer doen. So ek gaan julle probeer betrek vanoggend en so 'n bietjie goeders laat doen. Nou gewoonlik het dit my geweldig irriteer as 'n prediker met my so iets doen. Ek wil stil sit, ek is 'n stemmige mens. Moenie my laat handjies opsteek en goeders agterna sê en sulke goed nie, ek haat dit. Maar hierdie is nou vir 'n goeie doel. Ek wil julle wat weer doen in die boodskap dat julle kan verstaan waaroor dit gaan. Ek gaan weer Johannes 1 Johannes 4 vers 7 lees. Hoop hy's op die bord. So waar. En nou daar by die vetgedrukte gedeelte wil ek hê julle moet dit lekker hard saam met my sê. Ek gaan dit lees. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Ok, dit is waar ek vanoggend wil stilstaan. Wat beteken dit om uit God gebore te word? Anders gestel, wat beteken dit om weergebore te word? Johannes sê, jy kan weet, jy is uit God gebore, wanneer jy lief het. En dit pas by die tema van 1 Johannes, die hele Johannesbrief gaan eintlik oor om lief te hê. Hy sê 'n paar keer in die brief, as jy sê jy het God lief, maar jy het nie jou broer lief nie, is die waarheid nie in jou. God se liefde is nie daar nie. In hoofstuk 5 sê hy, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Nou hierdie tema loop reg deur die Nuwe Testament. Dus om uit God gebore te word. Hoofsaaklik in Johannes se skrywes, maar ons sien dit ook in 1 Petrus 1 vers 23 wat sê, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Ek net daar water vat. Maar nou moet ek vra, wat beteken dit? Hoe moet ons dit vandag verstaan? Nou dis waar dit nou 'n bietjie moeiliker raak. Om dit te verstaan, moet ons 'n bietjie verstaan van die Hebreëse kultuur van die dag. Hoe sou hulle hierdie skrywe verstaan? So vir die res van die diens wil ek vra dat ons sal verbeel dat ons Hebreërs is in die Hebreëse kultuur. Dis 'n moeilike ene. So almal van julle verbeel julle het sandals aan, julle het vuil voete en stof tussen julle tone. Dis hoe die Hebreërs van die dag gelyk het. Kom ons sê ons is 'n Hebreëse gemeenskap wat vandag hier bymekaar gekom het. Is dit reg so? Gaan jy daai image kan hê? OK, ons probeer. Nou moet julle by jou. Baie uitsprake in die Bybel sal dieper betekenis kry wanneer ons hierdie konsep wat volg verstaan. Ons is hier in die kerk, 'n klomp mense vanoggend. Volgens Hebreëse kultuur is ons in 2 groepe gedeel. En dis nie mans en vrouens, dis die eerste indruk wat 'n mens kry, maar dis 'n ander in die kerk is hier so eersgeborenes en tweedegeborenes. Dis hoe die Hebreëse kultuur gewerk het. Daar's eersgeborenes en tweedegeborenes. Nou, die tweedegeborenes praat van almal wat nie eersgeborenes is nie. So as jy 'n derde of 'n vierde kind is jy 'n tweedegeborene. Nou, kom
Kom ons kyk, almal wat eersgebore is, steek van julle hand op. Ek is een van hulle. Is jy die oudste? Ek het nie geweet nie. Ja? Jy ook. OK. Dit is nie baie nie. Die meeste van julle is nie. Nou hierdie mense is nou ons eersgeborenes. Ek is een van hulle. In die Hebreëse kultuur het ons dit baie moeilik. Die eersgeborenes het dit swaar. Ne? Die tweede groep is die tweedegeborenes. So al die tweedegeborenes julle hand opsteek. So jy is 'n tweedegeborene. Dit is eintlik die meerderheid. So julle is eintlik baie gelukkig. Julle is die witbroodjies. In die Hebreëse kultuur was die tweedegeborenes die witbroodjies. OK. Hierdie konsep van eersgeborenes en tweedegeborenes. Dit werk as 'n as waarom die hele Hebreëse kultuur draai in die Bybel. En as ons dit verstaan en in gedagte hou, dan gaan klomp goeders vir ons dieper betekenis kry. Ons dink maar aan Jakob en Esau en die lensiesop, onthou julle die storie? In die eersgeboorte reg wat verkoop is. Dit is so 'n oppervlakkige storie as mens dit net so lees, maar as jy nou die dieper betekenis agter dit kry, dan kry hierdie storie nogal 'n redelike dis eintlik 'n diep storie. So as ons die Bybel beter wil verstaan, moet ons hierdie oorheersende tema altyd in ag neem, want ons kry oor en oor daarmee te doen. Nou van die begin af is eersgeborenes altyd geoordeel om regverdigheid te toets. Die Engels sê dit bietjie makliker. Hulle sê firstborns always gets justice. Eersgeborenes kry justice. Nou wat beteken dit? Kom ons dink aan die gereg, iets soos 'n hofsaak. Ons het almal nog gehoor, ons hoor die uitdrukking justice prevailed of geregtigheid het geseëvier, iemand is skuldig bevind as hy iets verkeerd gedoen het. Nou dis waar die justice affære vandaan kom. Nou gewoonlik is dit mos nou vir die onskuldige party. As jy onskuldig is dit goeie nuus. As hulle sê justice het prevailed, so jy is onskuldig bevind. So is nie altyd justice beteken nie altyd jy is skuldig nie, jy kan ook onskuldig ook wees. Maar as jy iets verkeerd gedoen het, is dit nie goeie nuus nie. Dan gaan jou pak vir jou wag. So eersgeborenes word geoordeel. Kom ons sê dit almal saam. Eersgeborenes kry oordeel. Weer 'n keer. Eersgeborenes kry oordeel. Laaste keer. Eersgeborenes kry oordeel. Nou wat van tweedegeborenes? Van die begin af reg deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, het tweedegeborenes genade ontvang. Genade. Tweedegeborenes kry genade. So in die Hebreëse kultuur kry eersgeborenes oordeel of geregtigheid of justice. Tweedegeborenes kry genade. Het julle al in die stuk in die Ou Testament raak gelees oor die dubbele deel? Die Engelse sê die double portion. Was 'n liedjie op daar, die ons bid dat die Here ons moet seën met 'n double portion. Dit kom uit hierdie konsep uit, die eersgeborenes het 'n dubbele deel gekry van alles. En vir ons klink dit nou mooi en lekker, ons soek ook dubbele deel. Maar in daai tyd was dit nie iets wat jy vrywillig sou wou hê nie, want daar kom 'n klomp verantwoordelikhede saam met dit. Die dubbele deel is net vir die eersgeborenes uitgehou as kompensasie vir die feit dat hulle verantwoordelik was vir geregtigheid. Niemand wou dit regtig hê nie. As eersgeborenes sou maklik hulle deel afgestaan het as hulle maar kon vrykom van hulle verantwoordelikheid as eersgeborene. Ek dink dis hoekom Esau ook so maklik sy eersgeboorte verkoop het aan Jakob vir 'n pot lensies op. Nou kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van hierdie verantwoordelikhede van eersgeborenes. Van ons het dit al gehoor. Eerstens, hulle moes regter wees oor hulle hele familie. So as jy die oudste kind is, was jy die regter oor die hele familie. Hulle was dit is nou nie soos wat hulle nou is nie, hulle was op 'n stadium nomadiese mense wat rondgetrek het agter weiding aan om vir hulle diere kos te gee.
en die hele familie het saamgetrek. As ons dink aan die stamme van Israel, die stamme van Naftali en Dan en al die klomp verskillendes, dis 'n familie wat saamgetrek het. So die eerstgeborene was in charge van geregtigheid van daai familie. Hulle moes besluit wie is reg en wie is verkeerd. As enige geskil is, dan moet die eerstgeborene besluit jy is reg, jy is verkeerd. Tweedens moes hulle bereid wees om die skuld van die familie te dra. Die eerstgeborene dra die skuld van die familie. Hulle was by implikasie verantwoordelik vir die sondes van die hele familie. Dit is 'n moeilike een. So as ek die oudste is en my klein boetie steel iets by 'n ander familie, en daai familie kom na my toe en my boetie het weggehardloop, is dit my probleem. Ek is die skuldige, ek moet kompenseer vir wat my familie skade gedoen het aan daai familie. En as jy dit in ag neem, dan lyk daai dubbele deel nou nie meer so aanloklik nie. Dan kry dit vir ons dieper betekenis as ons die vers lees wat Jesus sê in Matteus 7 vers 1. Moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word. Ons is lief om daai vers vir mense te gooi as hulle vir ons iets sê, en sê ons moenie oordeel nie, want jy wil nie geoordeel word nie. Met ander woorde, wat Jesus eintlik sê is, moenie die rol van 'n eerstgeborene op jouself neem nie. Anders moet jy ook die verantwoordelikhede van die eerstgeborene op jouself neem. So daar ons hom onmiddellik opoordeel. En nog iets, eerstgeborene moes optree as losser vir die familie. Nou, dis nou nie meer 'n moderne woord nie, ons ken dit nie regtig nie. Die Engels praat van 'n kinsman redeemer. Ons sien dit baie keer in flieks, daar so 'n fliek van Liam Neeson. Ja, dis nie waar dit gaan nie. Ek sal probeer om dit te verduidelik. As ek 8 broers het en elkeen van hulle is getroud en het kinders, en hierdie broers kom te sterwe, dan moet ek elkeen van hulle se gesin aanneem as my eie. Ek moet met hulle vrouens trou en ek moet hulle versorg. En dis meervoud. Vrouens. Gelukkig werk dit in ons kultuur nie meer so nie. Anders het ek nou nog 'n vrou gehad. Ek stel nie belang nie. Kan julle sien, die dubbele deel gaan nie na die ou se sak toe nie. Uiteindelik nog te min. Hulle moes eintlik 'n 4-dubbele deel gemaak het. Nou erger nog, as my jonger broer doodgaan en hy het nie 'n seun nie, dan is dit my plig om by sy weduwee 'n seun te verwek, sodat sy naam voortgedra kan word. Dank die Here ons nie meer so nie. Nou ek wil julle nog 'n storie uit die Ou Testament uit vertel wat dit nogal 'n bietjie uitlig. Daar was eendag hierdie jong man wat 'n 11de broer was. Hy het baie kinders gehad in daai tyd. Dit beteken hy was 'n tweede geborene. Tweede geborene, genade. Tweede geborene, genade. Nou hierdie broer kry toe 'n visioen, 'n boodskap van God in 'n droom. Nou in hierdie droom is daar 'n klomp sterre en koringgerwe wat buig. Kan julle vir my sê wie is hierdie? Josef. OK, Josef was so opgewonde dat hy 'n familievergadering uitroep. Nou wie se werk is dit om 'n familievergadering uit te roep? Die eerste broer. En hierdie ouetjie, hy roep 'n familievergadering uit, hy is excited. Nou. En hy sê vir hulle opgewonde, ek het 'n visioen van God gehad. En in hierdie visioen staan ek en julle buig. Nou wil hulle hom doodmaak. Hy is heeltemal uit lyn uit. Dit werk nie, dit pas nie by die kultuur nie. So as ek julle 'n tip kan gee, moenie by belangrike mense kom en vir hulle sê, ek staan en julle buig. Jy gaan moeilikheid kry. So by die eerste geleentheid gryp sy broers hom, hulle verniel hom so 'n bietjie en hulle gooi hom in 'n put. Hulle besluit om iets te eet en hom dan dood te maak. Hulle wil hom sommer doodmaak. Dink 'n bietjie aan die storie. Daar's 'n ou wat hulle stop. Wat sê hulle moet dit nie doen. Jy kan hom nie doodmaak nie. Hierdie ou was Reuben. Hoekom het Reuben dit gedoen? Reuben was die oudste broer. Hy was die eerstgeborene. Hy sou verantwoordelik wees vir hierdie sonde.
Hulle stuur hom toe eerder weg in slawerny. Okay. Hierdie eerstgebore ding is ook hoekom elke eersteling van vee geoffer is. Daar is maar so 'n stuk in die Bybel wat in Levitikus, elke eersteling word geoffer vir die Here, sodat dis versoening vir al die vee wat volg. Al die tweedegeborenes is dan okay. So die eerstgeborene kry altyd justice, tweedegeborene kry altyd mercy. Dit is ook waarom daar hierdie woordskrif is in Genesis, ons weet van dit, as 'n vloed, watersak, duiwe word uitgestuur, mense kom uit 'n ark uit. Dan is daar 'n stuk wat ek nooit verstaan het nie, wat vir my skokkend was. Noag raak heel depressief toe hy hierdie verwoesting aanskou, want alles is weg. Ek dink aan daai affære nou in Limpopo, daar by die Kreerwiltuin. Dit moet verskriklik wees, mense, die huis is weg, daar's niks. Nou dit het Noag nou vreeslik getref. Dit moes seker traumaties gewees het en hy drink homself aan die slaap. So siek mense maar seker maar doen. Maar dis nou nie die weird gedeelte nie. Die eintlike weird gedeelte is toe sy seun Gam hom kry. En ons Afrikaanse vertaling sê hy het sy naakte ontbloot en vir sy broers gaan vertel. Dit lyk nie vir my asof dit die volle storie is nie. Daar is baie kommentare wat spreek van een of ander seksuele daad. So dis eintlik verskriklik. Dis 'n horrible storie. Nou iemand moes vervloek word na dit. Maar dit was nie Gam nie. Kan julle my sê hoekom nie? Hy was 'n tweedegeborene. Genade. 'n Oudste moes daarvoor boete doen. En die Here kies toe 'n oudste, dis toe die seun van Gam, Kanaan. Dit is vir my nog steeds 'n mind-boggling konsep, ek. Dit is vir julle seker ook vreemd. Jy maak droog, jy word vervloek. Jy sê nee, dankie, iemand anders word vervloek. Ja, eerstgeborenes kry justice, tweedegeborenes kry mercy, genade. As ons kyk na Jesus se geslagsregister, dis van die meer oninteressante goeders wat ons nie sommer lees nie, geslagsregisters, maar daar is diep goeders daar, wat ons kan uithaal as ons dit bietjie bedink. In Matteus sien ons hier 'n lys van name, die een is die vader van daai ene, en hy was weer die vader van so, en daai is die vader, so 'n hele lys. As ons dieper kyk, en sien ons 'n hele lys van tweedegeborenes, wat baie interessant is. Hoekom sou God dit so bewerk, dat Jesus kom met 'n lys van tweedegeborenes? Ons sien Isak is tweede na Ismael. Ons sien Isak se seun Jakob was tweede na Esau. Jakob was die pa van Juda, Juda was 'n vierde seun. Juda was weer die pa van Peres by Tamar. Daar's 'n baie interessante storie rondom dit, ek gaan nou so 'n bietjie daaroor praat. Dawid was 'n sewende seun. Ons kry al hierdie tweedegeborenes in Jesus se geslagsregister. Daar's 'n rede voor. So dit blyk asof die bron of die gewer van genade kom van 'n lang lys van tweedegeborenes. So as ons in ag neem dat selfs om 'n fariseer te word, jy 'n eerstgeborene moet wees, dan is hierdie eintlik nogal noemenswaardig. Dis iets om aan te dink. So ek wil nog iets vertel. As jy ooit verveeld is en besluit om nou hierdie geslagsregisters te gaan bestudeer, as jy ooit op 'n vrouenaam afkom, as daar 'n vrouenaam ingesluit is in 'n geslagsregister, dan is dit met 'n rede. Die leser wil hê jy moet gaan kyk die storie agter die storie. Nou in Jesus se geslagsregister word daar 4 vrouens genoem, afgesien van Maria. Ons kry Ragab die prostituut. Dis nie 'n deegsame vrou nie. Dan is daar Batsheba, die vrou van Uria. Julle ken die storie van Batsheba. Die vrou wat gebad het en Dawid het haar beloer en man wat vermoor om. Dit is 'n bad story. Sy is in Jesus se geslagsregister. Rut wat kaal by Boas se voete gaan lê het. Klink nie vir my so lekker nie hoor. Dan lees ons
Juda, die vader van Perez by Tamar. En ons dink, ons families is die mekaar. Jesus se voorgeslagte was baie die mekaar. Ou gedagte, eersgeborenes kry oordeel, tweedegeborenes kry genade. Juda het 3 seuns. Oudste se vrou is Tamar. Hierdie is 'n ongemaklike storie. Sorry julle. Die seun sterf en sy word die tweede seun se vrou. Dis die kultuur. Tweede seun sterf ook. Juda raak nou bekommerd. Hierdie vrou kry sy seuns dood. En hy wil nie sy derde seun vir haar gee nie. Maar ook Serag was nog 'n klein seentjie. So sy bly vir 'n hele ruk gaan hierdie familie aan, die laaitjie word groter. Hy was natuurlik nou bang sy kry hom ook dood. Nou die moeilike deel. Die Bybel sê Juda het eendag in die pad afgeloop om te gaan skape skeer. Kom ons lees sommer die stukke. Julle sal moet vashou in julle stoele. Daar is aan Tamar vertel, dis in Genesis 38 vers 13. Daar is aan Tamar vertel dat haar skoonpa na Timna toe gaan om sy kleinvee te laat skeer. Ondertussen het sy gemerk dat Sela al groot is, maar dat sy nog nie vir hom gegee is as vrou nie. Sy het toe haar rouklere tuis gelaat, haar gesig met 'n sluier toegemaak, haar vermom en by die poort van Enajin, so 'n vreemde woord, langs die Timna pad gaan sit. Juda het haar gesien, gedink sy is 'n prostituut, haar gesig was mos toegemaak. Hy het na haar uitgedraai en gesê, kom, ek wil met jou gemeenskap hê. Sommige net so. Ja. Hy het nie besef dat dit sy skoondogter is nie. Toe vra sy vir hom, wat gaan jy my daarvoor betaal? Hy het geantwoord, ek sal vir jou 'n boklam uit my kudde stuur. Maar sy sê, dan moet jy my so lank 'n pand gee. Toe vra hy, wat se pand sal ek vir jou gee? Sy het geantwoord, jou seelring met die ketting en jou kierie. Dit is 'n boodskap vir 'n ander keer, dis ook 'n hele storie. Hy het dit toe vir haar gegee en met haar gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Nou is nou 'n paar probleme. Tamar bly in Juda se huis. Juda, eersgeborene, baas van die familie, hy is jou van wat moet oordeel oor die familie. Nou, Juda het eintlik mooi na die familie gekyk en toe Tamar na 4 maande begin wys sy swanger. Sy kon nie meer die swangerskap wegsteek nie. Toe kom dit aan die lig dat sy swanger is met 'n tweeling van prostitusie. Ja. Maar gelukkig sit sy met Juda se ring, wat in daardie tyd sy handtekening was. Nou op daardie stadium was Juda mos nou regter oor die hele familie. En sy seuns, nou Tamar was hom slim genoeg om te weet wat die reël is, dat Juda sou moet oordeel na dieselfde standaard waarmee hy self geoordeel sou word. So daar is die draadjies te loop. Dis toe 'n hele gedoente. Juda sê sy skuldig en sy moet verbrand word. Vir my nie heeltemal so regverdig is nie. Hy weet wat hy gedoen het, maar niemand anders weet. Dis net hy en Tamar. Maar sy sê jy nou, maar wag eens 'n bietjie. Voordat jy iemand brand, hier's 'n ring. En die eienaar van hierdie ring, hy is die pappie. Hy gaan saam met my gebrand word. Nou, soos mense dan nou maar maak, wat hy toe nou maar gaan. Daar's toe niemand gebrand nie. En toe dit tyd is vir die geboorte, lees ons nou van 'n baie snaakse plan, om seker te maak wie's eerste en wie's tweede van hierdie tweeling. En dit is nou natuurlik hoe belangrik dit vir hulle was. Hulle wil seker wees wie's eerste en wie's tweede. Eersgeborenes oordeel, tweedegeborenes genade. Nou ek het nou nog nie baie geboortes gesien nie, so vrouens wat nou ken van geboortes moet vir my help en vir my sê as dit weird is. Obviously is dit weird. Die Bybel sê Serag sy handjie het uitgekom. Steek jy ook sy hand uit.
Nou, die vroedvrou bind 'n lint op, om seker te maak, hierdie ouetjie is eerste, hy is eerste, hy het 'n lintjie om sy hand. Wat maak die ouetjie? Hy ruk sy handjie terug. En Peres druk vorentoe, en hy word eerstegebore. Nou is dit 'n vet in mekaar spel. Die eerstgeborene is daar binnekant by die lyntjie, om sy hand. Peres is uit, hy is eerstgebore, maar hy is eintlik tweedegebore. Nou, wie is nou eerste, wie is nou tweede? Nou kom ons dink hieroor. As jy 'n boek sou laat skryf oor jou familiegeskiedenis, sou hierdie storie in dit gewees het. Ek sou dit uitgelos het, ek sê julle. Ek gaan nie vir hulle sê. Ek dink is 'n verleentheid. Nou, wat is so belangrik dat hierdie storie wel aangeteken is? God het seker gemaak hierdie storie is in die Bybel. En ons lees dit. Peres, die tweedegeborene, wat die wetlike reg het op genade. Hy het die vorm aangeneem van geregtigheid, van oordeel. Hy het eerste uitgekom. En is dit nie wat Jesus gedoen het? Hy het die vorm aangeneem van Adam. Adam was die eerstgeborene, so in Adam erf die hele mensdom oordeel, geregtigheid. En ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 22, net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Vers 45 sê so, daar staan ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewendige wese geword, die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. So in die eerste Adam kry ons oordeel, en in die tweede Adam kry ons genade. Christus is die tweede Adam, genade. Maar hou in gedagte, Christus is steeds eerstgeborene van God. Kolossense 1 vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Eerstgeborene van die hele skepping. Paulus sê in Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers. So Jesus is ons eerstgeborene, ons oudste broer. Hy kry oordeel. Ons is almal tweedegeborenes. Kan julle sien dat wedergeboorte nie regtig van ons kant af kom? Dis 'n werk van God. Christus. Hy is eerstgeborene, ons is tweedegeborenes. In Christus is elkeen wat hom aanneem wedergebore. Elke een wat Christus aanneem is wedergebore. Hy is oudste broer, hy is tweede broer. Derde of vierde of wedergebore. Christus het dit gedoen en net in hom is ons wedergebore. No other way. Geen ander manier. In Christus is jy wedergebore. Nou, ons het laas keer so 'n bietjie gehoor van die storie van Nikodemus. Kyk of julle dit nou anders verstaan, ek gaan dit weer lees. Johannes 3 vers 1 tot 4, daar was 'n man met die naam Nikodemus, hy het in die party van die Fariseërs behoort en hy was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan nog tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Dink daaraan, Nikodemus was 'n eerstgeborene. Alle Fariseërs is eerstgeborenes. Hy verstaan hierdie konsep van mercy, oordeel. Dan antwoord Jesus hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees, wat uit gees gebore is gees. So Jesus sê vir hom,
alhoewel jy in die vleeslike wêreld ingekom het, as 'n eersgeborene wat geoordeel word. Kan jy in die geestelike riem 'n tweede geborene wees, onder sy genade. Ons het laas Sondag gehoor, dat mense moet kan sien dat ons 'n wedergebore Christen is. En dit het my so effens onrustig gemaak. Dit is eintlik wat die hele boodskap van vandag getrigger het. Ek was so half ontstel. Dus ek bieg nou. Want dit klink vir my so half na werk. Jy moet iets doen om te wys jy is wedergebore. En dit kan nie. Dit kan nie, regtig. Dit het vir my geklink asof ons goed moet doen om wedergebore te wees. Paulus leer vir ons, kom ons lees Titus 3 vers 5. Hy het ons verlos nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde af was. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte. Nie jy nie, hy. En deur die Heilige Gees wat mens nuwe lewe gee. En in Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dis wat in my kop vasgehaak het. Maar toe kom die Here nou, en hy wys vir my, ek is eintlik stupid. 1 Johannes 2 vers 29 sê, dat ons wel kan sien as iemand wedergebore is. So dit was heeltemal reg wat die ou laasweek gesê het. Dit was reg. Rustig. Hy sê, aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe 'n kind van God is. So, as jy sien iemand leef regverdig, is die kans baie goed dat hy 'n kind van God is. Okay, in Johannes 13 vers 35 sê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Hoe weet ons dat ons disippels van Jesus is? As ons mekaar lief het. So daar is iets wat jy kan sien. So mense sal verseker kan sien as ons wedergebore is aan ons optredes en ons liefde onder mekaar. Dit is tog belangrik om te noem dat dit 'n uitvloeisel is, of 'n gevolg van, dit is 'n natuurlike gevolg van jou redding. Dit is nie die prys wat jy betaal vir redding. Redding is eerste. Jesus het jou verlos, jy is wedergebore, en dan volg hierdie goeders. Dit is vir my baie belangrik om dit, mens moet dit bedink. As 'n groot sondaar, baie slegte ou tot bekering kom, is hy wedergebore, hy is gered, hy gaan hemel toe, die Here het hom aangeneem, hy is 'n kind van God. Maar dag 2 na sy bekering, kan jy nie sien dat hy wedergebore is. Hy ryk nog snaaks, hy lyk nog snaaks, hy doen nog snaaks. Hy doen verkeerde goeders. Die pad van heiligmaking is 'n lang pad. Elkeen van ons is nog besig met heiligmaking. So jy kan nie vir 'n ou gaan sê, omdat jy dit en dit en dit doen, is jy nie gered nie. Jy weet nie. Jy weet nie waar hy is op daai pad van heiligmaking. Ek self sukkel nog met 'n klomp goeders. Ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie, want dan gaan julle vir my lag. Niemand van ons is volmaak nie. Elkeen van ons sukkel nog. Maar die ouens wat nou 'n bietjie lank op die pad was, jy kan weet hy's 'n Christen. Hy's 'n kind van die Here. As ons by 'n plek inloop om te werk op, die mense ken my. Hulle weet. Hulle vloek so, ons moet opvloek op. Die pastoor is so. Mense kan sien, jy's 'n kind van die Here, en dis nie 'n gefeinste, aangesitterige ding nie. Dit kom natuurlik. Dis nie 'n effort, die Here verander jou. Jy word heilig. Daar wat Jesus gesê het, wees heilig, want ek is heilig. Dis 'n proses, dis 'n einddoel. Jy gaan dit nie môre wees nie. Okay. Dit was nou 'n ernstige gedeelte. Kom ons word stil voor die Here. Hier is nou 'n meer ernstige gedeelte. Wat ek bedoel, kom ons word bewus van die Here se nabyheid. Ek
wil vanoggend vir julle 'n paar vrae vra wat julle kan laat dink. Kom ons almal sluit ons oë. Maak toe die oogies. Vir die van ons wat nou al 'n lang pad met die Here stap, wil ek 'n vraag vra. Dink 'n bietjie diep hieroor. Waar sou jy vandag gewees het as Jesus nie in jou lewe was nie? Waar sou jy vandag gewees het as Jesus jou nie aangeraak het? Hoeveel het Jesus jou voor vergewe? Jesus sê op 'n plek, omdat haar sondes baie was, en sy vergewe is, bewys hy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Kom ons hou ons oë gesluit, ons gebruik hierdie oomblik met die Here. Van hoeveel het God jou vergewe? En vergewe jou nog steeds? Van hoeveel gaan die Here jou nog vergewe? Want niemand van ons is volmaak nie, ons gaan nog baie sonde doen, ons gaan nog baie val en opstaan. As ons hierdie ding vergeet, dan mis ons die hele punt. Dan word ons selfvoldaan en ons word arrogant en verwaand. So as jy vanoggend hier sit en jy het nog nie 'n doelgerigte besluit geneem om Jesus die Here van jou lewe te maak nie, wil ek jou vanoggend aanmoedig om vandag die besluit te neem. Dit gaan jou lewe verander. As jy hier sit en jy dink, Hans, ek kan nie hierdie ongeregtigheid van my sonde dra nie, dis te veel. My sondes is te veel. Ek het iemand anders nodig om dit vir my weg te vat, nee, dan is ek so bly jy is hier vanoggend. God het 'n afspraak met jou. Hy is meer as gewillig om jou van alle ongeregtigheid te reinig. As dit jy is, maak nou die besluit om Jesus alleen ten volle te vertrou vir jou redding. Nie jou eie pogings of goeie dade of mooi gebedjies nie. Jesus alleen. Ons hou die oë gesluit, ek wil niemand ongemaklik laat voel nie. Die Here werk saggies met ons. Ek wil jou help om te reageer op God se roepstem. Jesus sê daar's blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. As jy voel die Here werk nou met jou, en as jy, steek my jou hand op. Ek wil dit baie duidelik stel dat geen gebed jou red nie. Die feit dat jy reageer wys vir my klaar, jy is wedergebore. Die gebed is maar die begin van jou wandel saam met Jesus. Is daar nog iemand? OK. Ek wil vra dat almal van julle hardop agter my sal bid. Julle kan maar julle hande sak. Bid saam met my. Sê, my Here Jesus Christus, dankie dat U aarde toe gekom het. Dankie dat U gesterf het vir my. Ek is 'n sondaar sonder hoop om myself te red. So ek vra U Here om my te vergewe. Was my skoon. Wees U die Here van my lewe. Ek wil leef soos U dit wil. In Jesus naam, amen. Ons kan nou die slotlied sing. Ek is kosbaar en waardevol vir hom.